Dink gou terug, behalwe vir die koop van jou eerste duursame speelding, miskien jou eerste motor, jou eerste huis, wat is nog die duurste item wat jy nog al ooit in jou lewe gekoop het? Wel, kom ek help jou. Ek gee jou 'n leidraad. Dit het begin toe jy eendag hierdie mooi aantreklike meisie raak gesien het. En jy het vir jouself gesê, met haar gaan ek definitief trou. En daarna, wel, onthou jy daardie dag, die duur transaksie, toe jy daardie diamantring gaan koop het, vir haar. Die een met wie jy die res van jou lewe sou deel. Sonder daardie diamantring sou jy nie met haar kon getrou het nie. En wanneer jy haar sou gevra het, sou dit die heel eerste ding gewees het waarvoor sy uitgekyk het. Sy sou die diamantring wou gesien het. En jy het maar net gehoop, as jy die diamantring vir haar gee, dat sy definitief vir jou sou ja sê. Nou, net soos jy wat die verloving beplan het, die moed bymekaar moes geskraap het om haar ouers te vra, slapelose nagte moes deurmaak, dalk het jy nagmerries ook gehad, oor hoe jy haar sou gevra het, en sy dan miskien nee sou gesê het. Dit was 'n baie spanningsvolle proses waardeur jy moes gegaan het, maar wat op die ou end en op die einde van die dag die moeite werd sou wees. Hierdie oomblik moes net perfek wees. Onthou, die diamant wat jy aan haar vinger gesit het, hierdie diamant, moes ook eers deur 'n geweldige proses van vorming en verdrukking gaan, voordat dit hierdie mooi en blink geslypte diamant kan gewees het. En ons dink nooit regtig aan daardie proses nie. Maar kom ons gesels oor hierdie proses van die vorming van die diamant, want ek dink ons kan baie daaruit leer. 'n Diamant se begin is 'n koolstofelement of dan 'n baie harde klip wat deur 'n proses van 'n geweldige verdrukking moet ondergaan om dan later 'n rowwe diamant te vorm. Soos die Engelse frase sou sê, pressure makes diamonds. Diamante is een van die aarde se mees natuurlike wonders en juwele. En diamante word erken as die hardste voorwerp wat bestaan op aarde. So, 'n baie sterk voorwerp. Ook is dit 'n baie langdurige en 'n tydsame proses wat eers moet plaasvind om hierdie diamante te kan vind en dit daarna dan te kan delf. Geoloë en diamantdelwers moet kilometers ver ondergronds grawe voordat die diamante eers gevind kan word. Nog 'n interessante feit is dat oor jare vorm diamante ook binne vulkane en, soos ons weet, geweldige hitte en vuur bevat. En wanneer die vulkaan sou ontplof, sal die diamante dan na die oppervlakte van die aarde gebring word. En om dit dan net weer te beklemtoon, 'n koolstofelement kan nie verander in 'n diamant as dit nie deur 'n proses van druk of dan 'n baie goeie Afrikaanse woord, verdrukking gaan nie. Jy is die koolstof in die hand van God. En dit dan my tema. Hard, ongeslyp en nog nie heeltemal so blink gevryf nie, maar daarmee saam is jy in hierdie proses. Jy is one of a kind en jy is ook sterker as wat jy dink. Jy is waardevol. En ook om net gou 'n denkbeeldige prentjie vir jou te skets, sou jy baie ver ondergronds besig is, onthou jy's die diamant, besig is om deur 'n proses van vorming en verdrukking te gaan. God, die geoloog, hy kom en hy delf baie diep om jou te kom uithaal. As mens en kind van God, moet ons
die volgende verstaan en leer uit hierdie proses van verdrukking. Eerstens, deel van ons geestelike groei en strewe na volwassenheid sal daar voortdurende verdrukking wees. Dis deel van die werklike lewe waarin ons leef. Niemand is perfek nie. En hierdie proses is 'n working in progress, soos dit gesê word in Engels. Deur die onverwagse uitdagings, omstandighede en probleme, is dit deel van 'n proses van transformasie. En nie net help dit ons om geestelik te kan groei nie, maar ons gaan deur hierdie ervarings om wyser te word, om ander weer te kan inspireer en te bemoedig. En daarmee saam moet ons God volkome vertrou. Dit is so, en dit is menslik, dat hierdie proses vir ons as kind van God soms onverstaanbaar, onuithoudbaar, soms vrees in ons gemoed teweegbring, maar ook soms hartseer laat ervaar. Onthou, die rowwe koolstof element, dit moes eers deur 'n proses van verdrukking gaan, en daarna lyk dit nog dof en rof en ongeslyp, maar dit is klaar 'n diamant. God se hart is dat ek en jy deur en in hierdie verdrukking nooit moet verloor nie. Jy moet weet dat daar's altyd hoop, en dat ons die proses van hierdie transformasie waardeur God ons soms laat gaan, dat ons dit sal vertrou, al is dit hoe moeilik of uitdagend, want jy is 'n diamant in God se koninkryk. Jy is die koolstof in sy hand, wat jou vorm en jou maak, totdat jy die perfekte diamant is. Oor en oor, weer en weer kom God, en al neem dit hoe lank, en kom soek hy jou uit vir 'n spesifieke doel, en hy kom haal jou uit die diepste van die diepstes. Hoekom? Ons vra altyd, hoekom, Here? Die koolstofelement moes deur 'n proses gaan, sodat dit uiteindelik 'n mooi diamant kan word. So gaan jy en ek deur hierdie proses van uitdagings en versoekings. En in vandag se lewe is ons is bewus daarvan dat van kinders tot tieners, manne en vroue, seniors, ons almal ervaar verdrukking van alle kante en op verskillende maniere en vlakke. Slegs wanneer jy kan deurdruk en hierdie verdrukking kan verduur met die krag van die Heilige Gees, sal jy die diamant word in God se hart. En sal jy die positiewe en hierdie onverstaanbare vreugde kan ervaar waarvan die Bybel praat in Nehemia 8 vers 10. Ons maak soms die fout om God te vra, om ons te help en ons deur te dra, maar die deel waar ek en jy dan moet deurdruk en volhard, dit gebeur nie altyd nie, en dis hoekom ek en jy soms dan so sukkel om hierdie oorwinning te kan ervaar waarvan die Bybel praat. Soms wil ons dadelik weet, hoekom en waarom, Here? Here, asseblief verduidelik net vir my, hoekom gebeur dit met my? Hoekom gebeur dit met ander? En Here, hoekom moet ek so 'n verdrukking deurmaak? Die Engelse skrif praat van suffering, wat dit baie mooi uitdruk. Ons gaan vandag lees in Romeine 5 vanaf vers 3 tot 5. En julle kan saam met my lees. Dit sê, maar dis nie al nie. Ons beroem ons ook op ons verdrukking, omdat ons weet verdrukking bewerkstellig volharding, en volharding lei tot betroubaarheid, en betroubaarheid tot hoop. En die hoop beskaam nie, want God se liefde is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Ek lees dit ook vir julle in Engels, want dit druk dit so baie mooi uit. Dit sê, and not only that, but we also rejoice in our afflictions, because we know that affliction produces endurance, endurance produces proven character, and proven character produces hope. Romeine 5 vers 3 tot 5
Ons gaan 'n bietjie kyk en ons gaan hom bietjie uitmekaar uittrek. Hierdie proses van verdrukking wat ons deurmaak om wel uiteindelik die diamant te kan wees na God se hart. Nou Paulus skryf dat verdrukking bewerkstellig volharding, met ander woorde deursettingsvermoë. No pressure, no diamonds. Dit maak nie saak hoe nie, maar jy sal in daardie oomblik, wanneer jy worstel met jou gedagtes, wanneer die donker en die alleenheid jou tref en jou moedeloosheid die oorhand kry, sal jy net moet tot by 10 tel en net moet sê hands up en oorgee. Jy moet God onvoorwaardelik vertrou en ook die proses sal jy moet vertrou. Volhard in geloof. When you have a spirit of heaviness, put on the garment of praise. Fight the battle with praise and worship. Nou verder skryf Paulus dat volharding lei tot betroubaarheid. Die 1953 vertaling sê beproefdheid. Wel, no struggle, no strength. Deel van die groeiproses is dat ons soms bietjie moet sukkel. Want ons besef in sulke tye dat ons afhanklik is van God se krag. En dat ons nie verdrukking kan hanteer in ons eie krag nie. Die eie ek moet sterf en God moet die volle beheer oorneem, deurdat jy hom volkome vertrou. Spandeer tyd saam met God in jou binnekamer. Praat met hom soos 'n kind met sy pappa 'n hartsgesprek sou hê. Toe Jesus versoek was in die woestyn, het hy die duiwel weerstaan om die skrif hardop aan te haal en met sy Vader te gepraat het om hom te help. Paulus het dan ook verder gesê dat betroubaarheid lei tot hoop. Onthou, no challenges, no greatness. Die uitdagings op ons pad leer ons dat wanneer jy die verdrukking kan deurstaan, sal jy die diamant wees, dit waartoe God jou geroep het, om 'n lewe van oorwinning te kan leef. Nehemia 8 vers 10, waarna ek vroeër verwys het, sê die volgende: Moenie neerslagtig wees nie, want die vreugde van die Here, dit is julle toevlug. Daagliks moet ek en jy smag en ons moet strewe na die vreugde van God. Help jouself om elke dag wanneer jy sou opstaan, net fisies en soms hardop vir iets dankie te sê. Ten spyte van jou verdrukking, sê dankie. Al is dit vir die kleinste voeltjie wat daar buite sing, die son wat opkom, miskien die reën wat daar buite val. Sê dankie vir jou gesin en familie, die mense wat vir jou omgee en lief is. 'n Hart van aanbidding en dankbaarheid. Ek wil afsluit. Onthou, jy is die koolstof in God se hand. En wanneer dit vir jou voel of jy alleen is in hierdie stryd waarmee jy worstel, is God juist daar om jou deur te dra. Ten spyte van hierdie verdrukking waardeur jy moet gaan soms, is daar hoop. En die hoop wel, dit is God se beloftes in sy kosbare woord, waarop ons toekoms kan bou en uiteindelik 'n karakter van kind van God kan wees en ook 'n inspirasie vir ander. Jy is 'n diamant en God is die een wat jou vorm en jou slyp en jou blink vryf, sodat jy voluit kan lewe en net verander met jou gawes en jou talente kan inspireer. Ek gee vir jou die volgende 3 skrifte. Hebreërs 13 vers 5 sê, God sal jou nooit verlaat nie. 1 Petrus 2 vers 9 sê, die Here roep jou uit hierdie donker put in sy lig. Spreuke 16 vers 4 sê, hy het jou met 'n doel geskape. Op grond van hierdie 3 skrifte, kan ons nie anders as om hierdie proses van verdrukking God volkome te vertrou nie. Hy is daar, jy is in sy hand, jy's die koolstof in God se hand. En daarom kan ons vandag met die volle vertroue in God die Vader, Abba Vader wat jou so lief het, kan ons hom ten
volle vertrou. Hou goeie moed, moenie moed verloor nie. Vandag wil ek vir jou bemoedig met hierdie boodskap. En ek wil ook vir jou vra, dat sou hierdie boodskap vir jou van groot waarde gewees het, deel dit ook met 'n vriend of met 'n familielid wat dit dalk baie nodig het. Want so help ons om God se kosbare woord te kan versprei. Mag jy 'n geseënde dag verder hê, tot ons mekaar dan weer sien. Groete.